word rustig, dan bid ons ook so. Here, dit is baie lekker om as gemeente vanoggend by mekaar te wees. Ons was vir 'n lang ruk weg, ons was op vakansie, ons het mekaar nie gesien nie. En dit is lekker om vanoggend hier by Rodekraans by mekaar te kom, in U naam en vir een doel, om U groot te maak. Ons bid dat hierdie erediens U regtig sal verheerlik, en dat U wil sal geskied. Ek weet dat U met elkeen van ons ontmoeting het, dat U 'n afspraak het, en het regtig spesifiek, dat U vanoggend vir elkeen van ons wil sê. En ek wil vra dat dit gebeur, dat ons sal oop wees daarvoor, dat ons dit sal toelaat. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek wil weet of hier een of ander boetie of sussie in kerk is vanoggend. Hulle moet 'n groot rug wees. Boetie of sussie, steek op julle hande. Jock, ek sien hulle, so hulle kan ons sommer vorentoe kom. Kom maar sê. 'n Boetie of sussie, hulle moet al kan lees. Kan julle twee lees? Dan kan julle kom. Ek weet julle is baie vinnig, so julle kan hardloop. Julle kan nu hardloop. Nou eers moet ek sê wat sy dan sê. Marizeen? Marizeen en Andrei. Nou ek het 'n uitdaging vir julle twee. Dis nie baie moeilik nie. We gaan 4 woorde op die bord lees. En julle moet sonder om enigiets vir ons te sê, sonder om iets uit te skree of iets op mekaar te sê, moet julle vir ons wys wat beteken daai woorde. Maar julle moet sommer dit van mekaar doen, nie dit vir hierdie mense nie. Doen dit sommer van mekaar want ek ken boeties en sussie, ek het ook 'n boetie. So ek weet hoe is hulle met mekaar. So daar gaan 4 woorde wees en julle twee moet ons wys hoe lyk dit. Dink julle ons kan doen? Okay. Die eerste woord is spot. So wys mekaar wat is spot en laat die mense mooi kan sien. Okay, is 1-0 van Marizeen. Die volgende woord is vriendskap. Hoe lyk dit? Hoe lyk dit as jy iemand se vriend is? Maar mooi. Volgende woord is beklei. Okay, julle is gelyk. Okay, die laaste woord is liefde. Hoe lyk dit? Kom maar, Andrei. Julle kan hulle hande klap. Dit het nou nie iets met vanoggend se tema uit te waai nie, maar hierdie jaar praat ons oor 'n spesifieke tema en dit is dat God is liefde. So ons gaan die hele jaar bietjie kyk wat dit beteken, hoe dit lyk, maar die Zen en Andrei het ons bietjie gewys. Hoe lyk liefde? Wat is dit? En hoekom is dit vir God so belangrik? So kom maar net hê jy met dit in gedagte. Ons is nou die eerste Sondag van die jaar en hierdie jaar gaan ons bietjie praat oor God is liefde. Hou dit in gedagte, dit gaan oral wees, dit gaan op ons kalender wees. So as jy so lank bietjie daaroor wil begin nadink, is jy welkom. Dit is 'n baie belangrike en 'n baie komplekse tema. En ons sien uit om hierdie jaar bietjie op daardie waarheid te kyk. Soos julle kan sien, is ons tema vandag 'n Engelse term, identity theft. Ek kon nie 'n mooi Afrikaanse woord daarvoor kry nie. So as jy baie kreatief is en jy het iets, kom sê vir ons. Maar ek kon nie 'n Afrikaanse term daarvoor kry nie. Identity theft is 'n baie ernstige misdaad. Ons gaan nie praat oor die misdaad nie, ek gaan vir jou vertel hoe om dit te voorkom of hoe om dit te vermy nie. Maar ons gebruik dit vandag sommer net as 'n metafoor. Net as 'n metafoor om te sê, baie keer word ons identiteit gesteel. Baie keer vat iemand ons identiteit van ons al weg. En spesifiek gaan ons vandag praat oor wat die wêreld bydra in hierdie geval. Dat die wêreld baie keer vir ons 'n ander identiteit gee. Vir ons 'n valse identiteit gee en in 'n sin ons ware identiteit by ons steel. So dis ietsie net so kort waar ons vandag gaan gesels. Ek is so gaan dink oor 'n paar dinge wat die wêreld vir ons gee. Die identiteit wat vir ons gee, valse dinge wat hulle vir ons sê wie ons is of wie ons veronderstel is om te wees. En die eerste ding wat ek op prentjie bygehoor, saamgebring. En dis geld. Dis die eerste ding wat binne kom. Die wêreld sê vir ons, jy moet geld hê. En jy moet baie daarvan.
As jy enigiets wil wees, as jy enige plek wil kom, is dit wat jy moet doen. Dit moet jou doel wees, dit moet jou fokus wees, dit moet alles wees wat jy doen elke dag. Dit is geld. Die tweede ding gaan oor jou loopbaan, jou werk. Die wêreld sê, dit is wat jou identiteit gee, dit wat jy doen. Die loopbaan wat jy kies, die werk wat jy doen, dit moet jou bestaan wees. Dit moet wees wie jy is. Die derde ding is jou huis. Maak nie saak hoe hy lyk nie. Of hy groot is, of hy klein is, of hy mooi binne is, of hy glad nie mooi binne is nie, of hy bietjie te mekaar is. Die wêreld sê, hoe jou huis lyk, is hoe jy lyk. Die waarde wat jy het, is waar jy bly. En wat 'n area jy het, hoe jou huis lyk. En die volgende ding, as jou klerekas so lyk, dan moet jy my asseblief nooi, ek wil kom kyk. En dis nogal veral 'n teerpunt vir ons vrouens betref. Ons het verskriklik baie waarde aan die manier hoe ons aantrek. En ons laat toe dat ons gelei word deur 'n hele paar dinge ons vertel hoe ons moet lyk. En ons dink dit is ons identiteit. Dis hoe die wêreld vir my sê ek moet lyk, ek moet wees, ek moet aantrek. Die volgende ding is baie keer gee die man of die vrou wat weer getrou het vir jou identiteit. Dalk is dit vir jou die belangrikste. Dalk hang jou bestaan af van jou kinders se lewe, hulle prestasies, hulle behoeftes. Dalk is dit waar jou wêreld begin en eindig. Dit maak jou wie jy is. Dalk sê die wêreld vir jou, jy moet 'n viervreter wees, 'n aggressor. As jy ergens wil kom, as jy bo wil uitkom, moet jy op 'n sekere manier leef. As jy enigstens waardig wil wees in die wêreld se oë, dan moet jy in 'n sekere nommerbroek pas. En die wêreld vertel baie keer vir ons, jy kan nie jou drome navolg nie. Om te doen wat jy wil, is nie altyd moontlik nie. Om te doen dit wat jy nog altyd oor gedroom het, dis nie altyd moontlik. Dalk is dit jou verlede. Dalk is die dinge wat met jou gebeur het, die dinge wat jy al gedoen het, die dinge wat jy nagelaat het om te doen. Dalk is dit die dinge wat jou vorm, wat jou maak wie jy is, of wat jy maak wie jy dink jy is. Hierdie is net 'n paar dinge. Jy sit dalk in jou kop met 'n hele paar dinge wat jou identiteit vorm. Of wat dalk jou identiteit wil jou steel. Ek het onlangs 'n fliek gaan kyk, 'n fliek wat nou net uitgekom het, Exodus, in Afrikaans Exodus, vir die van julle wat nie die Engelse woord verstaan nie. Dit gaan oor 'n baie bekende verhaal, 'n verhaal wat ons almal baie goed ken, gaan oor die verhaal van Moses, die Israeliete en hulle uittog uit Egipte. En terwyl ek die fliek kyk, is 'n ongelooflike goeie fliek. Terwyl ek die fliek kyk, besef ek dat alhoewel hierdie verhaal oor 'n hele paar dinge gaan, ek kan verskriklik baie uit die verhaal uitneem, gaan die verhaal op 'n manier oor identiteit. Gaan die verhaal op 'n manier oor iemand se roeping. En terwyl ek kyk, besef ek dat Moses se verhaal nie baie goed begin het, maar dat sy identiteit op 'n manier gesteel was. Die feit dat hy nie by sy mense groot geword het nie, dat hy by die farao en sy huis groot geword het, was sy identiteit op 'n manier gesteel. En dan sien ek hierdie ongelooflike gebeurtenis waar hy sy roeping van God ontvang, sy ware identiteit, waar hy agterkom, hy is deel van 'n ander groep mense, hy behoort op 'n ander tipe plek. Hy is 'n Hebreër, hy is 'n Jood. En die Here kom gee vir hom 'n plek om te behoort, 'n plek om sy roeping uit te leef, 'n groep mense vir wie hy 'n leier moet wees. En hierdie storie het my net weer kom bewus word van die feit hoe God met Moses 'n verhouding wou gehad het. Hoe God by Moses wou betrokke wees. Hoe God vir Moses wou sê, jy behoort nie waar jy dink jy behoort nie. Jou identiteit is nie wat jy dink dit is nie. Vanoggend gaan nie oor die verhaal nie, het gaan nie oor Exodus nie, oor die fliek nie, het gaan ook nie oor Moses nie. Maar ek wil hê dit in gedagte hou. En as jy die geleentheid het om die fliek te gaan kyk, gaan doen dit. Daar's 'n paar goed wat jy
jy mekaar maak as 'n paar goed wat vreemd is, dis alright. Praat met jou man of jou vrou daaroor, praat met jou kinders oor as hulle oud genoeg is om dit te kyk. Praat met hulle daaroor. As so goed is dat jy nie verstaan nie, kom kerk toe, kom ons praat daaroor hier. Maar dis 'n baie mooi verhaal om te gaan kyk. So, is nog vakansie, so maak seker ek kom daar uit. Ek wil hê ons moet dit in gedagte hou. Ek wil hê dit in gedagte hou dat God by mense wil betrokke wees. Dat God vir mense, sy mense, hulle identiteit wil gee. Hulle ware identiteit wil gee. Hulle roeping. Ons gaan vandag lees uit 'n baie mooi brief. 'n Brief wat 'n baie bekende geestelike, kerklike leier geskryf het aan 'n klomp mense. 'n Klomp gemeentes by wie hy betrokke was, 'n klomp gemeentes by wie 'n klomp mense wat hy begin het. En dis Paulus. Ons lees uit Efesiërs 1. So julle kan julle Bybels daar oopmaak as julle dit saamgebring het. As jy nie jou Bybel saamgebring het nie, deel met iemand. Dan lees ons hierdie gedeelte ook saam. In my Bybel is dit bladsy 251. As dit jou help om vinnig te soek. Ek het klaar vanoggend vir ons vers 1 en 2 gelees. Ons begin by vers 3. Die opskrif van die gedeelte is lof aan God vir sy genade. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al sy seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. Wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy dit voorgeneem, hy wat alles wat gebeur volgens sy raad besluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ons ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus, deur die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het. Wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet sy grootheid geprys word. Efesiërs is 'n brief van liefde. En dit sluit eintlik baie mooi aan by ons jaartema hierdie jaar. Efesiërs is 'n brief van liefde. Liefde oor 'n God wat ons eerste liefgehad het. 'n God wat ons uit die dood uit van ons sonde verlos het deur Christus en saam met Christus het opgewek. En deur sy Gees woon hy binne in ons. En dit gee ons die geleentheid om deel te wees van hierdie groot liefde. Efesiërs skryf baie oor 'n paar daaglikse gebeure in mense lewe. Hy skryf dat hierdie liefde dra by tot die opbou van die gemeente. Hy praat van langterugste gemeentes, maar ons kan dit vandag ook neem vir ons gemeente. En hy sê, wanneer daar liefde in hierdie gemeente is, dan is huwelike mooi. Dan dra dit by tot ons gesinslewe. Dan maak dit makliker vir ons om mekaar lief te hê. En hy sê, hy praat oor volksgrense, oor liefde oor volksgrense, maar hy praat tot oor liefde tussen 'n werknemer en 'n werkgewer. So Paulus skryf, hy raak aan 'n klomp dinge wat ons naby aan hom is. Maar Efesiërs is 'n boek oor liefde. Liefde in 'n gemeente, liefde in ons daaglikse lewe en veral liefde wat God vir ons maak.
Efesiërs is 'n baie algemene brief. So skryf uit die gevangenis uit, soos ek gesê het, aan 'n hele paar gemeentes. Gemeentes wat Paulus help opbou het, wat hy begin het, met wie hy 'n baie naby verhouding het. En hy skryf in hierdie brief, of hy raak in hierdie brief 'n klomp waarhede aan. 'n Klomp goed wat vir hom baie belangrik is. En hy skryf vir hierdie mense juis vir die rede. Hy skryf vir 2 groot redes in die brief. Hy sê, vir een wil ek God loof. Ek wil vir God sê ek's dankbaar. So 'n klomp plekke in die brief, en veral in hierdie gedeelte wat ons ook gelees het, skryf hy dat dit belangrik is vir ons om God te loof. Dit is belangrik vir ons om ons dankbaarheid teenoor God uit te spreek. Die tweede rede hoekom hy dit skryf is oor gemeente wees. Hoe om 'n gemeente op te bou. En onder dit skryf hy baie dat vir 'n gemeente om 'n goeie, gesonde gemeente te wees, moet jou daaglikse lewe as individu baie belangrik wees. Jy moet op 'n heilige manier lewe. Jy moet lewe asof jy aan God behoort. Lewe asof jy uitverkies is. En hy praat oor huwelik, hy praat oor gesinslewe, hy praat oor jou werkslewe. Hy sê, as individu moet jou lewe op 'n sekere manier lyk vir die gemeente om tot sy reg te kom. Vir die gemeente om tot sy reg te kom. En Paulus sê, dit is die Christelike lewe. Hy praat oor jou geestelike lewe en hy sê verder dat wat belangrik is dat jy moet weet van waar jy kom. Waar jou identiteit lê, waar jou roeping lê, aan wie jy behoort. Toe ek die eerste keer hierdie gedeelte gelees het, verstaan ek glad nie wat jy aangaan. Dalk voel jy ook volgens so. Dis baie keer nodig om 'n gedeelte 2 of 3 of dalk 4 keer oor te lees om regtig te besef wat daar staan. En Paulus skryf nogal op 'n manier wat dit moeilik is vir ons om te begryp. Sommige net so in die eerste plek wat hy wil sê. So as jy vanmiddag rustig is of môreoggend voordat jy jou week begin in jou persoonlike stilte tyd, gaan lees weer die gedeelte. Dalk beteken dit dan vir jou iets anders, dis alright. Dalk beteken dit vir jou iets niets. Dalk verstaan jy eers dan waaroor ons vandag gepraat het. Maar gaan lees dit weer. Paulus skryf 'n klomp teologie in hierdie gedeelte. Hy skryf 'n klomp waarhede, 'n klomp leringe, en hy prop dit eintlik verskriklik vol net in hierdie kort gedeelte wat ons gelees het. Maar wat vir my so mooi was dat hy nie probeer het om hierdie mense te oortuig. Hy het nie probeer om hulle te verduidelik of om hulle te motiveer. Al wat hy gedoen het, is hy het hierdie waarheid erken. Hy het net bely. Hy het daarvan getuig. Hy probeer nie dinge op 'n komplekse manier vir hulle verduidelik of hulle te forceer om hierdie te glo nie. Al wat hy doen is hy sê ek glo dit. En ek wil julle aanmoedig om dit ook te glo. En ons 3 woorde in hierdie gedeelte wat ons help, wat my gehelp het om hierdie gedeelte beter te verstaan. So as jy 'n pen het, as jy help om dit sommer te onderstreep, dan kan jy later weer 'n bietjie daarna gaan kyk. Dis 3 woorde wat Paulus gebruik om God se werk in ons lewens te beskryf. Om dit wat hy besig is om te doen in ons lewe te beskryf. Dis 3 woorde. Eers is in vers 4. Hy sê ons in Christus uitverkies. Maar woordjie uitverkies is die eerste woord. Tweede woord kom in vers kom in vers 5 voor. Hy sê in sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om Jesus se kinders te wees. En die laaste woord is in vers 11 waar hy sê deur Christus het ons deel geword van 'n volk. Deur Christus het ons deel geword van 'n volk. En hierdie 3 woorde sê vir ons God het ons spesiaal uitgekies. Spesiaal het hy vir jou gesê ek wil hê jy moet my kind wees. En op daardie manier kom maak hy ons deel van sy familie. Op daardie manier kom maak hy ons deel van 'n groter prentjie, 'n groter gesin, 'n groter groep mense. Daardie 3 woorde wys vir ons, wys vir daai mense lank terug, dat hulle identiteit het in Christus. Dat hulle 'n roeping het in Christus. En hy skryf verder dat dit 'n gevolg het
Die werk van God binne ons met 'n reaksie. En dis dat ons heilig en onberispelik moet lewe. Die boodskapvertaling skryf dit nogal in 'n manier wat ons beter kan verstaan en daar staan ons moet syne wees. En daar moet niks in ons wees wat hom ontevrede maak. Ek wil dit weer graag lees. Ons moet syne wees en daar moet niks in ons wees wat hom ontevrede maak. In vers 4 skryf Paulus dat hierdie lewe wat jy leef, heilig en onberispelik, word geleef voor God, voor sy aangesig. En wat dit vir my beteken is dat wanneer God na jou kyk, moet hy kan tevrede wees. Wanneer jy elke dag lewe, moet jy jouself kan afvra, as God vandag na my kyk, wat sien hy? Dan moet jy jouself kan afvra, wat voel hy oor my? Wat dink hy oor die manier hoe ek besig is om te lewe? Dis wat Paulus probeer om by hierdie mense en ons vandag tuis te bring. Ons kan baie dinge uit hierdie gedeelte haal. Baie wysheid, baie waarheid, baie leringe. Ons kan lank oor praat. Dalk weet jy vandag iets totaal anders as wat ons besig is om te gesels. Maar iets wat ek graag wil hê ons moet vandag raak sien, wat ons graag moet raak lees, is dat Paulus hier praat oor hierdie mense se identiteit. Die gemeentes vir wie hy skryf is 'n groot klomp diverse mense. Van hulle is Jode, van hulle is nie Jode nie, van hulle is halwe Jode, van hulle is nie heeltemal seker wat hulle is nie. Van hulle kom uit 'n godsdienstige wêreld, vir lank al, hulle het so groot geword. Van hulle was nog nooit deel van 'n godsdienstige groep nie. Die Bybel praat van hulle as heidene. Hulle het nie 'n God geken nie, geen God. En hier kom Paulus en hy skryf hierdie groep mense en sê, julle behoort nou aan God. Julle behoort nou aan mekaar. Julle het elkeen nou 'n nuwe identiteit ontvang. Vir die eerste keer ooit behoort van daardie mense aan 'n nuwe groep, aan 'n nuwe gemeente. Paulus sê vir hulle, vandag is julle nie. As jy die evangelie aanvaar het, as jy die evangelie gehoor het en jy neem van Christus aan, het jy 'n nuwe identiteit ontvang. En hy sê vir hulle, julle is spesiaal uitgekies. Julle is mense wat aan God behoort. Julle is sy kinders en julle is deel van God. Engels sê dit baie mooi, you are destined. En dis waar die woordjie bestem inkom. Dis jou doel. Dis wat jou lewe beteken, dis wat jou bestaan veronderstel is om te wees, is dat jy aan die Here behoort. En dat dit al die verskil moet maak. Dit is veronderstel om jou lewe te verander. Die brief stop nie net daar nie, want ek dink dalk het daar mense gelees, dit klink vir my lekker, klink gemaklik, ek is nou deel van hierdie nuwe mense, ek het 'n nuwe identiteit, dit gaan baie goed met my. Maar Paulus stop nie net daar nie. En hy sê, as jy hierdie identiteit ontvang het, vra dit iets van jou. Dit vra iets van jou. En dis waar daar gedeelte inkom waar hy sê, sodat julle heilig en onberispelik kan lewe. Dit sê vir my en jou iets vandag. Dit sê dat ons iets moet uitstraal van God. Dat ons daarna moet streef om reg te doen, om dinge op die regte manier te doen. En dat ons elke dag bewus sal wees van God. En dat jy besig is om jou lewe voor hom uit te leef. En as ons dit so vir mekaar sê, dan klink dit amper eenvoudig. Dit klink amper maklik. Maar ons weet dit is nie. En ek sê dit nie ligtelik vanoggend nie. Hierdie tipe van lewe is nie maklik nie. Maar Paulus kom wys ons iets van hoe prakties dit kan wees. Micha, 'n profeet, skryf in die Ou Testament ook oor hierdie praktiese geestelike lewe. Ek wil dit vir julle graag lees, dit is op die bord ook. Al wat God van ons vra, is om reg te laat geskied. Liefde en trou te bewys en bedagsaam te lewe voor God. Dit klink maklik. Ons weet dit is nie. Maar dit kan so prakties soos dit wees. Dit kan so wees. Paulus het geweet dat die wêreld destyds hierdie mense nogal deur mekaar kom maak.
dat die wêreld destyds ook nogal hulle identiteit by hulle kon steel. Vir hulle 'n valse identiteit probeer gee. Maar hy probeer hulle herinner. Julle behoort aan God. Julle behoort aan mekaar. En jy het opnuut identiteit gekry as jy Christus aanvaar. En alhoewel ons vandag aan mekaar sit, en ons is nie Jode nie, ons is nie halwe Jode nie, ons is nie Heide nie, is ons tog 'n groep mense wat verskillend is. 'n groep mense wat in 'n wêreld leef wat ook baie keer probeer om ons identiteit by ons te steel. Wat ook vir ons valse goed in ons lewe sê. Ons ook probeer oortuig dat daar 'n ander God is. Dat jy aan iemand anders behoort. Dat jy op 'n sekere manier moet lyk, op 'n sekere manier moet leef. Sekere dinge moet hê. Die wêreld waarin ons leef maak ons ook verwag. Maak ons ook te mekaar. En die vraag wat ons onsself moet afvra, is steel die wêreld jou identiteit by jou? Jou ware identiteit. Waar kry jy dit? By wie ontvang jy dit? En is jy bewus daarvan dat jou lewe voor God uitleef? Doen ons maar nie baie keer net wat die wêreld ons vertel. Doen ons nie maar baie keer wat die wêreld doen. Glo wat die wêreld vir ons sê. Laat ons identiteit beïnvloed waar ons bly, wat ons het, wat ons nie het. Met wie ons getrou het en wat ons aantrek. Laat ons hierdie tipe van dinge ons lewe dikteer. Vertel hierdie tipe dinge vir ons wie ons is. Wat ons is. Wat ons werk is. Of kan ons onsself ook herinner aan die woorde van hierdie brief? Wat sê jou identiteit hang nie af van jou wêreld nie. Jou identiteit hang af van wie jou God is. Wie jou God is, bepaal wie jy is. Ons het 'n vreemde prof op universiteit gehad. Wel, hy was nie vreemd nie, hy het baie vreemde goed gedoen. Ek sal nie sy naam sê nie, en ek gaan nie 'n foto van hom wys nie, om sy identiteit te beskerm, maar hy was vreemd. Vreemde goed in die klas gedoen, en altyd baie lang, ongemaklike stiltes gehad, tussen vrae. Dit het my mal gemaak. Maar hy het herhaaldelik, in 5 of 6 jaar vir ons gesê, jy is dalk in hierdie wêreld, maar jy is nie van hierdie wêreld. Jy bly dalk hier, jy leef soos hier, maar jou identiteit kom van 'n ander plek. Jou God het jou uitgekies. Jou God het jou sy kind gemaak. En jou God het jou deel gemaak van sy mens. Is jy besig om jou God gegewe roeping uit te leef? Heilig, onberispelik voor jou Here. As God vandag na jou kyk, gaan hy tevrede wees. Tevrede wees met jou werk, die manier hoe jy jou werk doen, die manier hoe jy besigheid doen, die manier hoe jy mense hanteer bo jou, mense hanteer onder jou. As God vandag na jou huwelik kyk, wat dink hy? Kyk hy na julle en hy sien 2 mense wat besig is om te probeer om dinge reg te doen, om heiligheid uit te straal? Is jou huwelik besig om die wêreld 'n beter plek te maak? Of nie regtig? Wat gebeur in julle gesin? Is julle besig om mekaar te verskree, dag, nag? Wat is jou houding wat jy het teenoor jou ouers? Is dit een van disrespek? Maak jy nog tyd vir jou kinders? Bou jy nog in jou verhouding, of jy dink jy hierdie tipe van dinge kom vanselfsprekend? Kan God na jou kyk en kan hy tevrede wees? Hierdie tipe van dinge wat ek en jy onsself moet afvra. Want om te sê ons lewe voor God, ons lewe voor sy aangesig, is eintlik veronderstel om ons bietjie skrikkerig te maak. Hierdie God wat jou uitgekies het, hierdie God wat jou uitgekies het, wat jou bestem het om sy kind te wees, wat jou deel gemaak het, wat vir jou identiteit gee, wat vir jou roeping
roeping gee. Hy kyk elke dag na jou. En ek en jy is veronderstel om hiervan bewus te wees. En dit moet ons lewe verander. Dit vra 'n tipe van leefstyl. Dit vra 'n tipe manier van lewe. 'n manier van lewe wat die Here tevrede sal maak. Dit vra dat jou verhoudings nie lyk soos die wêreld nie. Dit vra dat jou lewe nie lyk soos wat die wêreld jou vertel hoe die lewe moet lyk nie. Jou optredes, jou aksies, jou reaksies, jou taal, die manier hoe jy bestuur. Hierdie dinge kan nie meer gelyk wees aan hierdie wêreld. Dit moet getuig van iets anders, van iets beters. Ons is in hierdie wêreld, maar ons behoort aan iemand anders. Iemand anders gee ons identiteit. Iemand anders gee vir ons roeping. Iemand anders het ons gekies. Het ons sy kinders gemaak. En het ons deel gemaak van mekaar. Die wêreld kan nie vir my en jou sê wie ons is nie. Die wêreld kan nie vir my en jou sê hoe ons moet lyk, wat ons moet hê, hoe ons moet optree, hoe ons lewe moet lyk. Die wêreld kan dit nie doen. Ons kan nie toelaat dat die wêreld dit doen. Dit kan en moet net van God af kom. Amen. Here, baie dankie vir die woorde in die brief wat Paulus geskryf het, dat ons vandag nog waarheid en wysheid daaruit kan kry, daaruit kan put. Here, U gee vir ons identiteit. U gee vir ons roeping. U gee vir ons 'n rede om te bestaan. U het ons uitgekies. U het ons gemaak. U het ons U kinders gemaak. En ons is deel van U. Ons is deel van die koninkryk in die wêreld. En ons is deel van mekaar as gemeente, Here, as Christene. En ons wil vandag vir U sê dat ons dankbaar is daarvoor. En ons wil vir U vra ook dat U ons sal help dat ons nie ons identiteit op ander plekke sal soek nie. Dit is nie ons waarde en ons doel op aarde op ander plekke en by ander mense sal soek nie. Sal wil hê. Ons bid, Here, dat die dinge van U af sal kom. Dat ons bewus sal wees van U, bewus sal wees van die feit dat ons voor U lewe. En ons bid, ons vra, Here, dat dit die verskil sal maak. Dat ander mense dit sal sien dat ons anders is, sal sien dat ons U sin is. Ons bid, Here, en ons vra dat ons heiligheid sal uitstraal en dat ons U sal tevrede maak.